Met ons gaan voort met ons studie uit die boek Lukas, uit die evangelie Lukas, en ons gaan lees hoofstuk 13 vanaf vers 1 tot vers 9. Lukas 13 vanaf vers 1 tot 9. Ons bid net saam. Almagtige en ewige God, onse Vader wat in die hemel is, ons nader tot U vanmôre, Here, onder die diep besef van U heiligheid, maar ook ons sondigheid. Die grootheid van U koninkryk en die kleinheid van ons wêreld. Ja, Here, dat U die almagtige God is, die alwyse, die soewereine, wat regeer tot in alle ewigheid. U wat die nasies in U hand, in die holte van U hand hou. Die nasies maar so stof in 'n emmer is. Ja, dat ons gering is voor U, maar dankie dat ons ook vanmôre kan kom en kom bid, Here, vir U koninkryk om ook in ons harte te kom en gevestig te raak. Want dit is ook waarvoor U gekom het. En die prediking was ook gesentreer rondom die koms van die koninkryk en die heerlikheid van hierdie koninkryk. Waar ons in hierdie wêreld leef, wat inderdaad so donker is, verstaan ons die woorde van die profeet wat gesê het, die volk wat in duisternis het 'n groot lig gesien, wat heen wys na die koms van Jesus, van die Messias, wat inderdaad die lig vir die wêreld is. Ja, dat hy gekom het om in hierdie duisternis te kom skyn, helder te kom skyn, om verlossing te kom bring, hoop en lewe te kom bring. En ons dankie dat ons ook in hierdie erediens, in hierdie gemeente vanmôre hier bymekaar kan wees. En dat ons bid, Here, dat U ons saam wees hier sal seën. Ons wil bid vir hulle wat siek is, die name wat ons genoem het en ook ander. Dat U ook vir ons oproep in die woord om te bid vir hulle wat siek is. Ja, Here, en dat U gesê het ons kan bid en U sal antwoord. Ons vra dat U vir elkeen sal onderneem, sal aanraak. Ook hulle wat beproef word, hulle wat swaar kry, dat U ook genadiglik met hulle sal wees, Here. Vir hulle ook nader aan U sal bring. Waar ons dan ook vanmôre is om na U woord te kom luister, voor ons aan die nagmaalstafel sit, Here, bid ons dat U ook deur U woord met ons sal praat, Here. Ook hierdie momente en hierdie tyd hier saam sal ook nutteloos wees as U nie in ons harte werk nie. En daarvoor bid ons in Jesus naam. Amen. Juis in daardie tyd het mense vir Jesus kom vertel van die Galileërs vir wie Pilatus laat doodmaak het, waar hulle besig was om hulle offerdiere te slag. Toe antwoord Jesus hulle: Dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs omdat dit met hulle gebeur het? Nee, sê ek vir julle. Maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Of daardie 18 wat dood is toe die toring van Siloam op hulle ineengestort het. Dink julle dat hulle skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? Nee, sê ek vir julle. Maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Daarna het hy hierdie gelykenis vertel. 'n Man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Toe hy vrugte daaraan kom soek, maar niks gekry nie, sê hy vir die tuinier: Kyk, dis nou 3 jaar dat ek aan hierdie vyeboom vrugte kom soek en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarom moet hy langer die grond uitput? Maar die tuinier antwoord: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omspit en bemest. Miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra. Maar so nie, kan jy hom uitkap. Tot sover die woord van die Here. O gemeente, in die tyd waarin ons leef, word ons oorstroom in die media van nuus van rampe,
van krisisse wat wêreldwyd aan die gebeur is. Ek lees net vanmôre van 'n tifoon in die Filippyne waar 'n paar honderd mense al klaar is. Natuurrampe, aardbewings, tsunamies, orkane, veldbrande, pandemies. En dan ook mensgemaakte ellende soos oorlog. Dink aan die oorlog in die Midde-Ooste, die een in die Oekraïne, tussen Rusland. Baie keer word 'n mens onsensitief daaroor, jy hoor die dinge, maar jy dink nie meer daaraan nie. Ek het nou die oorlog in die Oekraïne probeer ek volg so deur die jare. Kyk nou ook bietjie minder daarna. Dit is altyd skrikwekkend om te hoor hoeveel mense daagliks doodgemaak word. Jong mense. Jong soldate. Ek het nou genoem van Remembrance Dag, maar by dit vergeet om te sê waarom dit vir my ook altyd iets is om aan te dink. My pa was ook in die oorlog gewees in Noord-Afrika in die woestyn vir 'n paar jaar. En hy het vir ons gereeld foto's gewys van hierdie oorlog wat is daar in die woestyn. Maar wat vir my altyd as kind geraak het, wat my pa kon nooit na oorlogsfilm kyk nie. As hy daarna gekyk het, het hy gehuil of hy het uitgeloop. Tot aan die einde van sy lewe, hy 93 jaar oud geword, het die oorlog oorleef alles. Ek onthou nog 'n paar jaar voor hy dood is, pa vertel my bietjie. Het hy net so bietjie vertel en sê dis genoeg. Was so traumaties, en as ek dink aan die Oekraïne en al hierdie plekke waar oorlog plaasvind, jong manne wat hierdie trauma moet deurgaan, wat die res van hulle lewe met hulle sal wees. Rampe, oorlog. En die Bybel bevestig vir ons dat hierdie lewe is 'n sondige, is 'n gevalle aarde, dis vol probleme. Job het gesê in Job 5 vers 7, maar die mens word vermoeite gebore soos vonke spat boontoe, vlieg. Jeremia 20 vers 18 het gesê, waarom het ek ooit uit die moederskoot gekom om moeilikheid en verdriet te aanskou? En baie vra waarom God so lyk asof hy eenkant staan, onbesorg is oor die lyding in die wêreld. Job het uitgeroep in Job 13 vers 24, waarom verberg u aangesig? Dawid het gevra op Psalm 13 vers 1, hoe lank, Here, sal u my vergeet? En seker die pynlikste vraag wat mense dikwels vra is, waarom laat God slegte dinge met goeie mense gebeur? Maar die vraag moet 'n mens eintlik omdraai, waarom is dit so dat God uit sy genade tog nog goeie dinge gee aan onverdiende sondaars? Gelowiges ervaar ook rampe. Maar hierdie gedeelte leer vir ons, dis nie die oordeel van God nie. David Livingstone, wat hier in Afrika die ontdekkingsreisiger was, hier ingegaan het en ek dink hy het die Victoria Valle ontdek en die Victoria Meer en daai goed. Hy het 'n preek van hom saamgedra in sy sak van Charles Spurgeon oor Lukas 13. En die titel van daardie preek was Accidents Not Punishments. Dis ongelukke, dis nie straf nie. En so in die Christen se lewe, die rampe wat kom, die ongelukke wat kom, die beproewings wat kom, ervaar hy as geleentheid vir geestelike groei. Ons word nooit gevrywaar van probleme nie. Maar die Here gee die genade om daardeur te gaan en bo alles, soos Romeine 8 vers 28 sê, God sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet en as sy voorneme geroep is. Maar in die tyd van Jesus met die Jode, hulle het geglo dat rampe altyd 'n straf van God was vir sonde. Job se vriende het ook so geglo. En selfs die disippels het op 'n stadium toe hulle man wat blind gebore was, vir Jesus gevra, Here, wie is die skuld van hierdie man se blindheid? Is dit sy ouers?
Of is dit hy self? Iemand of iets moet die skuld kry vir hierdie ellende in hierdie man se lewe. Maar hier in Lukas 13 sien ons dat Jesus dit verwerp. Hy leer dat alle mense sondeskuld dra. En dat ons almal maar op geleende tyd leef. En dat hierdie gedeelte en hierdie rampe is eintlik God se geduld met die mens. En dat hy die mens tyd gee om tot bekering te kom. En daarom sien ons in hierdie gedeelte vers 1, daar was toe ook mense teenwoordig wat hom vertel het van die Galileërs wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng het. Mense kom hier na Jesus terwyl duisende mense rondom is en hulle sê, Here, hoor, het jy gehoor? Die skokkende nuus, Pilatus, daardie wrede man. Hy het die Galileërs, en die mense het op die Galileërs eintlik neers gekyk, hulle het eintlik ook oor Jesus gevra, of ten opsigte vir hom gesê, kan enigiets goeds uit Galilea kom? Hulle het eintlik neergekyk op die mense van Galilea, en hulle sê, Pilatus het mense vermoor. Hulle was besig met offerhandes, en is 'n politieke en 'n godsdienstige moord wat daar plaasgevind het. Die heiligdom is ontheilig. En het hulle eintlik verwag dat Jesus sou antwoord. En dat hy sou sê, maar daai mense, Galileërs, dit het met hulle gebeur, want hulle is erger sondaars as ander mense. Maar Jesus antwoord hulle nie so nie. Hy sê nee, hierdie tragedie, die bloed van die mense wat met die offerdiere gemeng was, is nie omdat hulle slegter was nie, maar hierdie tragedie is ook nie 'n bewys van hulle sonde nie, maar dit wat gebeur het, is 'n waarskuwing vir almal. Die regte vraag is nie om te vra waarom hulle nie, maar eerder waarom nie ek nie. Want ons almal staan ewe skuldig voor God. Ons almal is skuldig voor hom. En hierdie vers sê Jesus en roep hy die mense op nie om te oordeel nie, maar om onsself te ondersoek. En daarom elke ramp, elke nuusberig, elke pynlike gebeurtenis is eintlik 'n dringende oproep tot bekering. Jesus sê in vers 2, hy antwoord en sê vir hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs, omdat hulle dit oorgekom het? Hy wil nie hierdie sonde straf logika van die mense gebruik nie, hy verander dit. Die skare wonder by hulle self, wat het hierdie mense gedoen? Waarom het hulle so wreed gesterf? En Jesus sê weer vir hulle, die toring val nie omdat hulle slegter was nie, maar ons leef in 'n gebroke wêreld, waar die dood, waar rampe enige tyd kan tref. Die vraag is nie waarom nie, maar is jy gereed as die toring val? Is jy gereed om jou Skepper te ontmoet as die ramp oor jou pad kom? Hy vir hierdie mense oproep, bekeer jou vandag en leef. Leef asof dit jou laaste is. Vers 5 sê, nee, sê ek vir julle, maar as julle nie tot inkeer kom nie of bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Hy herhaal dit. Dit is eintlik 'n dubbele waarskuwing wat Jesus in hierdie rampsituasie gebruik. Almal is skuldig, sterflik. Almal is maar een asemtuig weg van die oordeel. En hy sê, julle sal net so omkom. Nie deur 'n ramp noodwendig nie, maar die ergste en die grootste ramp wat enige mens kan tref, is nie die toring wat op jou val, of iemand wat jou met 'n swaard vermoor of doodskiet nie. Dis nie die grootste ramp nie. Dis nie die grootste ellende nie.
Dat Jesus hierdie gedeelte gebruik, hierdie 2 rampe, om eintlik vir die mense te sê, die grootste ramp wat jou kan tref, is om in 'n ewigheid sonder God te wees. Om verlore te wees. Om te sterf sonder die Here in jou hart en in jou lewe. Dis die ergste ramp. Die ander is duidelik. As jy sonder God sterf, is dit 'n ewige ramp. En hy gebruik 'n illustrasie. Die gelykenis van die onvrugbare vyeboom. As hy in vers 6 sê, 'n man het 'n vyeboom in sy wingerd gehad en hy het vrugte daarop gesoek, maar niks gevind nie. Hierdie gedeelte en hierdie gelykenis eintlik 'n klimaks is van 'n afsluiting van 'n lang evangelisasiepreek van Jesus wat in hoofstuk 12 al begin het. Jy moet onthou, duisende mense is saamgedrom. En hy vertel hierdie gelykenis. Eenvoudige gelykenis. Reguit. Verstaanbaar vir die landbou georiënteerde gehoor van sy tyd. Vyebome was algemeen. Vyeboom was in die besonder ook gekoppel as 'n beeld vir Israel. En hy sê 'n man, beteken dit die Vader, God die Vader. Hy het 'n vyeboom in sy wingerd geplant. Wingerd was 'n ideale omgewing gewees daarvoor. Dit is beskerm teen die wind, teen diere. Baie keer het hulle heininge omgehad. Goed besproei, gereeld bemes. En hierdie boom was eintlik in 'n posisie om optimaal te groei. Die beste omstandighede. Die eienaar het daarom ook jaar na jaar gekom in die vrugteseisoen om vrugte te kom pluk van hierdie vyeboom. Hy het nie gekom vir blomme nie of blare nie, maar vir ryp, eetbare vrugte. En hy het gekom na hierdie tyd, toe dit die tyd van die vrugte was, en hy was teleurgesteld want hy vind niks. Ten spyte van al die voorregte van hierdie boom, was hy onvrugbaar. Geen geregtigheid, geen geloof, geen gehoorsaamheid. Hierdie gelykenis is eintlik 'n spieël van hoe die Here soek en hoe lank hy in u en my lewe, soos wat hy in Israel se lewe gesoek het, na vrugte. Die rede waarom die Here vir u en vir my red, of vir u en vir my blootstel aan die evangelie, of waarom daar 'n kerk is om vrug te dra tot sy eer. Hy kom vrugte soek. Nie blare nie, nie blomme nie, maar vrugte. En ons lees in vers 7, daarop sê hy vir die tuinier, 3 jaar lank kom ek al en soek vrugte aan hierdie vyeboom. Maar ek vind geen vrugte nie. Kap hom uit. Waarom moet hy nog die grond uitput? Die eienaar se geduld was eintlik op breekpunt. 3 jaar. Getrou het hy gekom. Weerspieël eintlik Jesus se tyd op aarde van sy geboorte tot sy kruisiging, die 3 jaar. Ook ten opsigte van Israel. Hulle het 'n lang geskiedenis gehad van onvrugbaarheid. Een van die aangrypendste beelde in die Ou Testament is Jesaja hoofstuk 5. Waar die Here praat van sy volk, Israel, dat hy eintlik 'n vraag vra, wat moet ek met my wingerd maak? Want ek het hierdie wingerd geplant. Dit was edelstokke, dit was die beste grond waarin mense dit kon plant. Dit was beskerm geweest, ek het 'n heining omgesit, ek het alles gedoen vir hierdie wingerdstok, maar op die ou einde, al wat dit geproduseer het, was wilde vrugte geweest. En dat hy vra, die Here vra, wat moet ek doen? Wat moet ek nog doen? Die mens kan dink daaraan in 'n mens se persoonlike lewe ook, dat die Here soveel
doen en werk in mense se lewens en jou blootstel. Jy het 'n Bybel om te lees, jy kan luister na die prediking van die woord. Jy's in staat om vrug te dra. Die geleenthede is daar, jy kan die Here aanroep, jy weet van hom. Daar staan daai wingerdstok met al die geleenthede, niks voortgebring. Geen vrugte nie. Dan sê die Here, ek weet wat sal ek doen. Ek sal die heining wegneem, ek sal die beskerming wegneem. Laat die onkruid en die dorings dit oorgroei. Ek sal die reën weerhou dat hier geen vrugte meer en geen wingerdstok meer kan groei nie. Dis waarom hierdie gedeelte en hierdie sê ook, sê die eienaar, kap hom uit. 'n Direkte oordeelsbevel, soos Johannes die Doper ook gesê het, vir die mense wat hy gehoor, die by lê al reeds teen die wortel van die boom. Hy's so naby, hy's op die punt om afgekap te word. Want die onvrugbare bome word nie net verwyder om ruimte te maak nie, maar hulle het 'n las geword. Hulle het onnodig geword. Soos enige boer sal nie 'n wingerd plant of appelbome of peerbome wat vir jare geen vrugte voortbring nie. Hy verwyder hulle en plant ander. Want die retoriese vraag van die eienaar is, waarom moet hy nog die grond uitput? 'n Diep frustrasie van die eienaar oor die absolute nutteloosheid van hierdie vye boom. Hy neem ruimte op water, sorg en beslag en geen opbrengs. Geen vrugte wat by die bekering pas nie. Is dit nie so ook in baie mense se lewens? Jy het die Bybel, jy lees dit, jy bid selfs. Jy gaan kerk toe. Maar daar's geen vrugte wat by die bekering pas nie. Daar's geen liefde en passie vir die Here en vir sy woord en vir sy saak nie. Daar's geen lewe in jou, geen godsvrug. Soos Galasiërs 6 ook sê, die vrugte van die Gees is nie oral sigbaar in jou lewe nie. Die liefde, die geduld, die lankmoedigheid, die vrede van God, die getrouheid, is nie daar nie. Dit ontbreek. Die eienaar soek die vrugte, maar dit is nie daar nie. God kom by jou lewe. Hy kom soek, hy kom gereeld. Hy kom by die tyd wanneer die vrugte daar moet wees. Hy's nie onregverdig nie. Maar daar's niks. Sê kap hom uit. Maar dan vers 8. Maar hy antwoord en sê vir hom, die tuinier, in hierdie gelykenis deur die Jesus: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan totdat ek hom gespit en misgevoeg het. 'n Dramatiese wending. Dis amper die einde van hierdie vye boom, maar hier kom die tuinier. Beeld van Jesus. Die barmhartige middelaar, hy kom tree tussen beide, hy pleit vir genade, hy noem die eienaar meneer, respekvol, hy versoek uitstel nog 'n jaar. Nog 'n jaar. Nie 'n eis nie, 'n versoek. En die tuinier beloof, hy sê ek sal aktief kyk na hierdie vrugteboom. Ek sal intensiewe sorg toepas, ek sal dit omdolwe. Ek sal die grond omdolwe, die wortels weer oopmaak, die onkruid verwyder, ek sal die mis byvoeg. Soms gryp die Here pynlik in, ook in jou lewe, om jou wakker te skud, soos daai wortels moet losgemaak word. Pynlike iets wat hy in jou lewe bring, maar hy wil jou wakker skrik, sodat jy na hom toe kan kom, sodat jy kan vrug dra. En dat hierdie aksie eintlik 'n beeld is van Jesus se eie bediening. Sy prediking van die koninkryk, sy genesing, sy onderrig, sy wonderwerke, veral sy oproepe tot bekering. Hoor die woord van die Here.
Dat hy hier sê, hy bemoei hom met ons lewe. Hy bemoei hom met ons lewe. Hy gee ons nog 'n kans. Nog 'n jaar. Maar hierdie jaar sê iets interessant, dis beperkte tyd. Baie mense dink genade is so onbeperk. Jong mense ook. Dis onbeperk. Ek kan leef soos wat ek wil. Eendag as ek besluit ek wil nou 'n bietjie my lewe verander en regmaak, dan sal ek dit doen. Dis in my hande, dis my keuse. Nee. Nog 'n jaar. Sê dis 'n beperkte tyd. Ons leef in hierdie era van genade. Presies wat die nagmaal ook wil sê. Die tekens van die brood en die wyn spreek van die genadetyd. Dis nog daar. Maar een ek moet weet, dis nie onbeperk nie. Later dan, weet nie of dit jou nog aanspreek nie, maar daar gaan 'n tyd kom, as jy dit bly verwerp, wat dit geen boodskap meer vir jou sal hê nie. Ek sal hom bemes. Vers 9 sê, en as hy miskien in die toekoms vrugte dra, goed, maar so nie, kan jy hom daarna uitkap. Dat die tuinier sluit af, hier's 'n voorwaarde, vir hierdie ernstige situasie. Hy smeek vir uitstel, vir 'n laaste kans, vir 'n genadejaar, vir intensiewe sorg, miskien. Dis nie twyfel nie, dis 'n uitnodiging. Die vrug is moontlik. Verandering is moontlik. Jy's nog nie verlore nie. Hierdie boom is nog nie verlore nie, daar's nog 'n kans, maar daarna gaan die onverbiddelike plaasvind, die uitkap van hierdie boom. As daar geen vrugte is nie. Genade het 'n grens. Dis nie wreed nie, dis regverdig. 'n Boom wat geen vrugte dra nie, word verwyder sodat dit verander lewe kan gee. Hierdie gelykenis eintlik vir u en vir my sê, vandag is nog vir u en vir my 'n genadetyd. Jesaja 55 vers 6, soek die Here terwyl hy nog te vinde is. So daar gaan 'n tyd wees dat die vers sê dat hy nie meer te vinde gaan wees nie. Dat jou hart so hard word dat jy geen begeerte en geen behoefte meer na God het nie. Paulus sê in 2 Korintiërs 6 vers 2, nou is die aangename tyd van God. Vandag is die dag van redding. 'n Heerlike boodskap van die tuinier. Die middelaar, die Here Jesus. Gelykenis wat nie net 'n waarskuwing is nie, maar 'n uitnodiging. En die nagmaaltafel is ook vir u en vir my 'n uitnodiging. My liggaam, sê Jesus, is gebreek. Dit wat daardie kropmes en lewe kan gee vir die boom. My lewe is gebreek aan die kruis. My bloed is gestort tot vergifnis van alle sonde. Daardie grond van u en my wat met sonde besmet is, wat die grond doodmaak. Jesus het sy bloed gestort sodat ons lewe kan hê en genesing kan ervaar. Hy het alles gedoen. Wat is u antwoord daarop? Tot nou toe in u lewe. As die Here nou by u moet langskom. As hy in hierdie erediens van bank tot bank moet kom, by u lewe, by my lewe. En hy soek vrug. Hy soek nie net kerk wees nie. Hy soek nie net 'n bietjie godsdienstige belangstelling nie. Hy soek die vrug van die evangelie, die vrug van dit waarvoor Jesus gesterf het aan die kruis. Sal hy by u vind? Vind hy by u die vrugte van die Gees? Vind hy by u die liefde vir God? Liefde vir u naaste? Hy soek die vrug. As jy sê dit is nie daar nie, hoor dan wat die Here Jesus ook sê. Die genadetyd is nog daar. Die tyd om te kom en te reageer is nog daar. Gebruik dit. Maar moenie te lank wag nie, want soos die Siloam toring,
En Pilatus wat die moord gepleeg het, skielik gekom het, niemand kon dit voorsien nie. Kan dit ook oor u en my lewe kom? Moenie dat daardie ramp oor jou kom nie. Want dis die grootste ramp wat jou kan tref. 'n Ewigheid sonder God. Amen. Ons bid. Here, ons dankie. Dis vanmôre opnuut kan leer uit u woord. Dat u en dinge wat met ons gebeur, nie die straf van God is nie. Nie omdat hierdie een slegter is of daai ding gebeur het om daai mense in 'n groter oordeel is nie. Maar dat u vir ons almal roep. Ons almal wat sondaars is. Om ons lewe met u reg te maak. Om 'n vrugteboom te wees, 'n vrye boom wat vrug dra. Wat voortdurend deur u bewerk word en bemest word sodat dit kan groei. O Here, gee dat as ons aan die einde van daardie punt kom waar u sê dit is nou klaar. Die toring het geval. Dat ons gereed sal wees om u te ontmoet. Omdat ons in hierdie lewe vir u gesien het, die kosbaarheid van die kruis en van die bloed van die Here Jesus. En omdat ons aan hom glo.